verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid, halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Goeienaand geliefde Kruiskyk luisteraar. Ek is sommer bly om weer vanaand 'n bietjie met jou te kan kom gesels hier op ons uitsending hier van KwaZulu-Natal af. En jong, dit is maar net awesome hoe die tyd verbysnel. Maar ek wil u tog net ook aanmoedig en bemoedig en vir u sê dat u nie uit die oog moet verloor terwyl die tyd so vinnig verbygaan. That soon and very soon we are going to see our King. Ons koppel nie tyd en datum daaraan nie, maar ek wil hê dat u nooit sal vergeet dat ons is gewaarsku dat Jesus kom spoedig weer terug. En ek weet sommer dat jy daar aan die ander kant van die kamera sien uit na daardie wonderlike dag. Maar terwyl u so uitsien na daardie wonderlike dag, is daar vanaand mense wat gaan luister en wat die Here baie, baie nodig het. En ek kom weer eens met goeie nuus na jou toe vanaand, want ons dien die God van goeie nuus. Ons dien die God wat vir jou en my so lief is, wat vir ons so omgee, en wat nie wil hê dat een van ons ooit die hemel sal mis nie. Nou ek wil vanaand vir ons lees, hier uit Lukas 13 uit, net so 2 versies vanaf vers 11, hy sê, en daar was 'n vrou, wat 'n gees van krankheid 18 jaar lank gehad het. Sy was in mekaar getrek en glad nie in staat om regop te kom nie. En toe Jesus haar sien, roep hy haar en sê, vrou, jy is van jou krankheid verlos. En hy het haar die hande opgelê en onmiddellik het sy regop gestaan en God verheerlik. Wat 'n wonderlike getuienis verhaal wat ons hier in die woord van die Here lees. Net vir die wat dit nie weet nie en vir interessantheidsonthaalwe, 18 beteken binding, bondage. Ek wil hê u moet hierdie prentjie vir uself skets nou en u moet hierdie vrou sien, moontlik met hierdie boggel op haar rug, in mekaar getrek, vooroor gebuig, soveel so dat haar ken dalk hier onder iewers was, nie in staat, soos die woord sê, om soos ek en jy regop te kom nie. 18 jaar lank, 216 maande lank, staan sy op, in mekaar gebuig. Gaan sy lê, in mekaar gebuig. Môre dieselfde storie, 216 maande lank, 18 jaar lank. Hierdie vrou, natuurlik moet sy gehelp word met haar daaglikse taakies. Natuurlik, kom ek moderniseer dit sommer, moet iemand haar oplaai en haar vat waar sy wil wees. In mekaar gebuig vanweë hierdie krankheid. En hier is vanaand mense wat luister terwyl ek en jy sommer lekker kuier hier rondom die woord vanaand. En jou spine is dalk reguit vanaand. Jy het dalk geen fisiese probleme nie. Daar is geen gestremdheid in jou liggaam nie. Maar daar is vanaand mense wat weens omstandighede, weens verkeerde keuses in die lewe, verkeerde vriende, verkeerde dinge wat op jou pad gekom het en jy het besluite geneem op die spur of the moment en dit het jou uit vorm uit gebuig. Fisies kan dit nie gesien word nie, maar jy's uit vorm uit gebuig.
Daar is geen bewyse op jou fisiese liggaam van hierdie krankheid, hierdie geestelike krankheid nie. And I can fake it till it make it. Soos wat baie mense sê, I will fake it till I make it. So met ander woorde, mense sien nie en weet nie wat in jou lewe aangaan nie, maar geestelik is jy neergebuig vanweë omstandighede, vanweë krisisse, vanweë moeilike omstandighede waarin jy jouself bevind, het sy dit finansiëel, verslawing, huwelik, rebelse kinders, wat ook al dit mag wees. You are faking it because you believe that you can fake it till you make it. En jy weet, as jy dalk nog 'n fisiese gestremdheid gehad het, soos hierdie vrou, en daarby sê ek nie, dit is wat in haar geval gebeur het nie, maar kom ons sê, mense kon sien wat fout is met jou. Die krankheid aan jou liggaam wat vreet. En dan sou mense dalk nog met jou empatie kon betoon. Maar hierdie vrou, jy moet onthou, in die Bybelse tyd, dink ek het hulle krankheid gesien as 'n vloek wat oor jou was. Miskien het iemand sonde gedoen en nou is jy siek en jy het hierdie siekte op jou liggaam. So I think she was the talk of the town. Ek en jy kan dalk nog simpatie ontvang wanneer ons 'n krankheid het. Maar ek wil vir jou sê, die lewe het sommige mense uit shape uitgebuig. En jy en ek het dit vervolmaak om onsself te camouflage. Ons kan die seer agter 'n glimlag wegsteek. Ons weet dat dit is groot nou in die tyd waarin ons lewe, is hierdie gender violence, die vroue wat mishandel word en ja, jy kan nog daai blou oog dalk 'n bietjie met gremering toesmeer, sodat mense dit tog net nie kan regs sien nie en jy kan kamoufleer. Ons het dit vervolmaak om ons probleme te kamoufleer. Jy het dit vervolmaak om gebuk deur die lewe te gaan en 'n front voor te hou, kind van God. Maar binne in jou is daar 'n geboonheid. Mense sien dit nie, maar ek wil vir jou sê, God sien dit raak. Ons het geleer om maskers te dra. Dis die een masker op die ander masker. En vanaand is hier mense wat sal ontslaan moet raak van die maskers, van die kamouflering. Jy wil wys alles is okay met jou. Jy hou aan goeders koop wat lyk of dit goed gaan met jou. Jy maak skuld op skuld, want mense moet tog net nie sien dat jou finansiële verknorsing is eintlik so groot nie. Dit het met jou so goed gegaan en nou gaan dit finansiëel nie goed nie. Maar jy steek dit weg, want jy koop duur items en mense dink alles is okay. Ek wil vir jou sê, daar is vanaand mense wat so gebuk deur die lewe gaan, geestelik. Al wat jy sien is hier onder op die grond. Jy is so gebuk en te neergedruk, jy kan nie jouself oplig om te sien, there's a promise coming down the dusty road nie. Maar ek wil vir jou sê, hierdie vrou, ten spyte van 18 jaar lank se krankheid, gaan sy na die regte plek toe. Sy soek nie tydelike verligting by 'n instansie nie. Sy gaan nie en soek simpatie by ander mense nie. Baie mense, en ek praat nou van jou en my, wat gebuk gaan onder omstandighede. Ons lyk reguit, maar ons is gebuk eintlik in die geestelike, wil ek sê. Ons gaan soek hulp, tydelike hulp op verskillende plekke. Ons soek 'n uitlaatklep, baie wend hulle tot drank, tot dwelms, tot pille, tot wat ook al, net om te probeer wegkom van hierdie gewoonheid. Maar hierdie vrou, ten spyte van dit wat sy ondervind, gaan sy na die regte plek toe. Die woord van die Here sê, ek was bly toe hulle vir my sê, laat ek opgaan na die huis van die Here toe. Vir party mense het dit genoeg geraak om net by jou huis te sit, sommer so in jou bed, in jou pyjamas met 'n bakkie popcorn by jou, en na die woord van die Here te luister. Mense het lui en laks geword om op te gaan na die huis van die Here. Die geringste windjie waai jou om, en dan besluit jy, ek kan nie nou vandag kerk toe gaan nie, want ek voel nou darm nou nie lekker nie, my gemoed is nou nie reg nie. Maar hierdie vrou, 18 jaar lank, gebind deur 'n krankheid,
gaan sy op na die tempel toe. Sy gaan na die plek wat reg is om by te wees. Ek was bly toe hulle vir my sê, laat ek opgaan na die huis van die Here, kind van God. Jy sal moet opstaan en opgaan na die huis van die Here. Jy sê dalk, ja, maar waar die woord is, dit is die huis van die Here. Maar ek wil vir jou sê, dit is nodig om tussen medebroers en susters te kom. Dit is nodig om saam die lofsange te sing tot eer en verheerliking van die Here. Sy was op die regte plek. Life has bent me out of shape, but I will go up to the house of the Lord. Jy sien, jy sou dink 18 jaar lang sy sou opgee. Sy sou moedeloos wees, maar sy gaan nog steeds op. Sy is in die teenwoordigheid van die regte persoon. So sy is op die regte plek en sy is in die teenwoordigheid van die regte een. En wat sê die woord? Hy sê, en toe Jesus haar sien. Jy sien, jy kan nie toelaat dat omstandighede jou weghou van die regte plek en van die regte persoon af nie. En tussen almal in daardie sinagoge en daardie tempel, wat doen die Here? Hy sien haar raak. Ek wil vir jou sê, wanneer jy op die regte plek is, op die regte tyd, en in die regte persoon se teenwoordigheid, dan sal hy vir jou raak sien. En wanneer hy iemand sien wat uit vorm gebuig is, wat lankmoedig is, wat hy Maya Deka beoefen, wat aanhou en aanhou, en jy gaan op, al lyk dit hoe, al is dit hoe erg, al voel jy hoe siek, al is jy nie nou lus nie, you just keep coming back, wil ek vir jou sê, dit is wat die hart van God beweeg, jou geloof, kind van God, is wat God beweeg. Jy hou aan, want dalk net vandag, it is gonna be your day, en ek wil vir jou sê vanaand, you need to show up. You need to show up, because jy weet nie of dit juis op daardie oomblik is, wat die Here vir jou iets gaan doen nie. Hy sien haar, en die woord sê, en hy praat met haar. Praat die Here, kind van God, nog met jou? Hoor jy nog? Lees jy nog sy woord? Hoor jy nog wat hy vir jou wil sê? Hy sien jou struggles, hy sien jou frustrasies, hy sien jou pyn, hy sien jou foute, hy sien jou trane, hy sien jou nood, hy sien, kind van God, jy probeer. Hy is El Roi, die God wat sien, hy sien vir jou en my. Hoekom sal jy dan benoud raak? Hoekom sal jy dan vrees? Psalm 16 vers 5, en ek wil dit in Engels lees. Hy sê, the Lord is the portion of mine inheritance and of my cup. Thou maintainest my lot. Die Here is jou inheritance, kind van God. Dis jou erfporsie, dis jou erfdeel, hy is jou erfenis. En hy is die een wat jou sal maintain, maak nie saak wat in jou lewe aangaan nie. Die woord van die Here sê, sy het opgedaag. Jy sien, jy moet opdaag by die regte plek. Hy sien haar by die regte plek, en hy praat met haar by daardie regte plek. Hy praat met jou, kind van God, in jou donkerste uur sal jy sy stem hoor, as jy op die regte plek is, as jy op jou staanplek is. Sy kom net soos sy is, 18 jaar gebuk, sy kom so, sy gee nie om wat om haar aangaan nie, sy het 'n doel, sy kom so, sy gaan op na die huis van die Here, sy gaan om die woord van God te hoor. Hy praat met haar, en hy sê, vrou, jy is van jou krankheid verlos. Die Here kom, en in een oomblik verander hy 18 jaar se omstandighede. 18 jaar se gewoonheid verander die Here in een oomblik. Ek wonder hoe lank sukkel jy al met jou geestelike krankheid, met jou omstandigheid waarin jy al vir hoe lank, wie weet, vasgevang is. Kind van God, you need to get up, and you need to show up, and you need to go to the right place, to meet the right person, sodat hy sy hande op jou kan lê. As hy jou aanraak, sal jy dadelik weet, sê daardie koortjie. Ek wil vir jou vanaand sê, een oomblik, een ontmoeting, een ondervinding, een interaksie, kan jou hele lewe onmiddellik verander. Ek weet nie hoe lank
is jy al gebind nie. Ek weet nie hoe lank is jy al vasgevang in 'n krankheid, in 'n depressie, in 'n finansiële verknorsing, in 'n vreesagtige toestand, in 'n moedeloosheid, in 'n finansiële omstandigheid. Jy weet nie hoe jy dit gaan maak nie. Ek weet nie hoe lank sukkel jy al om uit jou verslawing uit te kom nie. Maar ek wil vir jou sê, as jy kan vanaand besef dat jy moet op die regte plek kom. You need to show up. You need to first get up. You need to show up. En jy moet by die Here uitkom, want dis net hy wat jou omstandigheid kan verander. Dis net hy wat jou kan oplig, sodat jy nie meer met jou kop gebo hoef te loop nie, sodat jy nie meer gebuig deur die lewe hoef te gaan nie, maar sodat you can face the world, you can face people, jy kan mense weer in die oë kyk. Hoekom? Want Jesus is die een wat vir jou oplig. Jesus is die een wat jou aanraak. Jesus is die een wat jou omstandighede verander. Jesus is die een wat vir jou wag aan die kant die venstreep. Kind van God, ek wil vanaand by jou pleit. Don't give up. You're on the brink of a miracle. Moenie nou terugsit nie. Moenie nou in daardie ellendige, beklaanswaardige omstandigheid gaan vasgeval raak nie. Dis wat die vyand wil hê. En as jy eers daar gaan sit, en jy sit soos ek altyd sê op Moedverloorse vlakte, en jy weet nie herwaarts of derwaarts nie, dan het die vyand jou presies waar hy jou wil hê. Hierdie vrou het nie gepity party nie, man. Sy het nie bly lê nie. Sy het nie haar siekte as 'n verskoning gebruik nie. Hoekom wil jy jou verskonings vir die Here bring? Die duiwel sal vir jou baie verskonings gee om uit God se teenwoordigheid te bly, om nie op te gaan na die huis van die Here nie. Ek wil vir jou sê, hierdie woord sê, ons moet opgaan na die huis van die Here. Hierdie woord sê, moenie jou onderlinge byeenkomste nalat, soos wat sommige die gewoonte het nie. Hierdie woord sê, streef na die volmaaktheid. Hierdie woord sê, jy moet heilig lewe. Hierdie woord sê, roep my aan. Hierdie woord sê, soek my en jy sal my vind. Nou ek wil vir jou sê, as jy net lê, dan is jy nie besig om te soek nie, man. Jy moet opstaan en jy moet opdaag, maar jy moet sorg dat jy opdaag by die regte plek, sodat die een wat die regte een is, Jesus Christus, die Seun van God, die onverderflike, die onsienlike, die alleenwyse God, die enigste ware God vir jou en my wat kan deurkom op 'n bonatuurlike wyse. Hy is die een wat vir jou en my kan doen ver bo dit wat ons kan bid of dink. Hoekom wil jy bly sit in jou omstandighede? Hoekom wil jy soveel verskonings voorhou? Ek wil weer vir jou sê, hy sien jou. Hy sien jou raak. Hy weet van jou. Hy is bewus van jou. Daar is vir hom niks verborgen nie, kind van God. Jy moet opstaan. Sal jy vanaand besluit om op te staan vir Jesus? Stand up for Jesus. Sal jy besluit om op te daag, om in sy teenwoordigheid in te kom, die koning van alle konings, die Here van die leerskare? En dan, soos hierdie vrou, een oomblik. Dit vat een oomblik, kind van God, een oomblik, een ontmoeting. Net een ondervinding en een interaksie met die koning van alle konings en jou hele lewe verander onmiddellik. Here, baie dankie dat ek vanaand vir my boeties en sissies aan die ander kant van hierdie kamera kan bid. Here, daar is hulle wie sit, Here, wat struggle. Hulle is neergebuig van die omstandighede. Maar Here, burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Here, ek bid dat hulle sal opstaan, dat hulle sal opdaag, sodat hulle met U kan ontmoet, is my gebed in die naam van Jesus Christus. En ek dank U, dat daar vanaand bande breek, in die naam van Jesus Christus. Bande breek vanaand, in Jesus naam, en ek dank U daarvoor, Here. Amen. Mag die Here vir jou seën, mag jy jubel en juig, en mag jy vrygaan in die naam van Jesus. Totsiens.